Hy kom tot inkeer. En hierdie inkeer is, hy het bewus geraak van sy tekorte. En ook al het hy alles gekry wat sy pa vir hom kan gee, het hy hierdie onvervuldheid gehad. Mense, en dit is wat ek en jy ook beleef, as ons weg is van ons hemelse Papa af. 'n Onvervuldheid. Hy het teruggegaan en hy het gesê, want wat het hy gesê? By my Pa se huis is daar oorgenoeg kos. Weet jy, in die wêreld is daai behoefte aan kos, of daai leemte aan kos, is so oorweldigend. En baie keer besef ons dit nie eers nie, maar ons ervaar daai onvervuldheid. En die seun het teruggegaan, en hy het besef, dat hy is op die verkeerde plek. Lukas 22 is 'n interessante skrifgie wat die volgende vir ons sê. Gaan oor Petrus, net voor hy vir Jesus verloon is, sê Jesus vir hom, Simon, Simon, luister, die Satan het daarop aangedring om julle soos koring te sif. Maar ek het vir jou gebid, dat jou geloof jou nie begewe nie. As jy weer tot inkeer gekom het, moet jy jou broers versterk. So waaroor gaan hierdie koringsif? Julle weet hoe lyk 'n koringkorrel, né? Hy is 'n koringkorreltjie met 'n grashalm, met 'n halmpie om, met 'n, jy weet daai dingetjie doppietjie om. Nou die sif skei die koringkorrel van die kaf. Die koringkorrel is die woord. Die kaf is dit wat ek en jy nie nodig het in ons lewe nie. So wat hier vers sê, die Satan wil hê, of die doel is, van dat, wanneer hy vir ons sif, laat die woord een kan bly, en dit wat uitgewerk moet word, dat daai twee geonderskei word, dit bring dit aan die lig. Dit is wat gebeur, met so 'n versoekingstyd, wat hierdie verlore seun gehad het. Hy het besef, daar's nie koring nie, hy het nie die behoefte aan die koring, hy het eintlik net met die hele kaf te doen gehad. 1 Petrus 5 vers 8 en 9 sê, die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu om te kyk wie hy kan verslind. En dan vers 9, bly standvastig in die geloof. Want dis wat Jesus gesê het, hy bid vir Petrus. Dat ek en jy ons geloof ons nie moet begewe nie. Geloof is wat jy glo, wat die Bybel sê. Daarin moet ons denke oorweldig. Dit is wat vir ons belangrik moet wees. Dit is wat ons heel dag moet bedink. Dis hoekom die hemelse Vader se kos, Matteus 4 vers 4 sê, van brood kan julle nie alleen leef nie, maar van elke woord uit die mond van God. Dis jou geloof. Elke woord uit die mond van God bepaal jou geloof. En hoe meer jy van daai woorde van God dit eet en dit hoor, gaan jou geloof standvastig wees. En gaan jy nie 'n behoefte hê om in die woestyn aan die hongersnood te wees nie. Esegiel 3 vers 3 sê God vir Esegiel, hy sê, eet die boekrol. En toe hy dit eet, toe sê hy, dit is so soet soos heuning. Ek en jy moet hierdie woord verslind. Hoe meer ons dit eet, hoe meer vervulling gaan ons hê. 1 Timoteus 4 vers 6 sê, voed jou met die woord, sê hy vir 'n jong Timoteus. En hy sê dit vir jong mense, hy sê dit vir ou mense, voed jou met die woord. Daar's nie iets meer vervullend in die lewe, as om jou elke dag te voed met die woord nie. Johannes 6 vers 35 sê, dat Jesus is die brood van die lewe. Dis die brood wat vir jou lewe gee. Vers 55 sê, dis die lewende brood. Wat 'n verskil in jou liggaam, in jou hele menswees maak. Dis ons hemelse Vader se kos. Wat doen die seun in vers 18? Hy erken, hy sê eintlik vir homself, hy gaan skuld erken. Erken skuld is dit wat 2 Korintiërs 7 vir ons sê. Kom ek lees gou vir jou daai stukkie. En as jy vanmôre vir jouself
met jou kan ek identifiseer met die verlore seun wat sê, weet jy wat? Ek is te veel in die wêreld. Ek het afgedwaal om in hierdie verhouding, julle gaan nou sien, 'n verhouding met die hemelse Vader te wees. Dan is hierdie versie vir jou en vir my van toepassing. Vers 9 sê, Paulus wat hy praat met die gemeente van Korinthe, hy sê, nou is ek egter bly, nie omdat ek julle hartseer gemaak het, maar omdat ek julle so hartseer gemaak het, dat julle tot inkeer gekom het, net soos hierdie seun. Julle was immers hartseer, soos God dit wou hê. Ons het julle dus in geen opsig benadeel nie, want droefheid, volgens die wil van God, bring bekering, wat tot redding lei. En daaroor was niemand nog ooit jammer nie. Daarteenoor bring droefheid uit die wêreldse oorwegings die dood. Kyk net wat die ervaring van julle droefheid volgens die wil van God aan julle gedoen het. Nou is daar weer by julle erns. 'n Erns vir wat? 'n Erns om die woord in te eet. 'n Erns om 'n verhouding met jou hemelse Vader te hê. Meer nog, daar is verantwoording. Daar is 'n verontwaardiging. Daar is ontzag. Daar is 'n verlange. Daar is 'n ywer en daar is 'n bestraffing van die kwaad. Jy sien, dit is die tot inkeer kom. Dis daai erns wat jy het om 'n seun van jou hemelse Pa te wees, om nie weg te gaan nie, om te sê, ek wil niks te doen hê met die wêreld nie, ek wil by my hemelse Vader bly. Maar ongelukkig, hy voel onwaardig. Hy voel hy soos 'n slaaf, hy's nie werd om sy pa se seun te wees nie. En weet julle, ek en jy moet nooit daar wees nie. Want wat moet 'n slaaf doen? 'n Slaaf is een wat altyd moet werk. Altyd moet perform. En ek en jy moet nooit by daai punt uitkom in ons lewe, dat ons moet dink om soos 'n slaaf mentaliteit wat sê, jy weet, ek moet vir die Here goed doen, en ek moet 'n goeie lewe hê, sodat die Here my lief kan hê, sodat ek sy seun kan wees, sodat hy my moet aanvaar nie, sodat hy vir my moet goed wees nie. Dis 'n slaafmentaliteit. Galasiërs 5 vers 1 sê, moenie dat julle weer onder 'n slawe juk ingebring word nie, want julle is nie meer onder die wet nie. Ek en jy is 'n seun. Ons is behoort aan die Vader en dit moet ek en jy weet. Hy gaan, vers 20, hy gaan dadelik terug na sy Vader toe. Matteus 11 vers 28 tot 31. Kom na my toe. Kom na my toe. Almal wat moeg en oorlaai is, en ek sal vir jou rus gee. Kom leer by my. My juk is sag. Julle ken daai hele storie. Sy Vader wag vir hom. Lees ons in vers 20. Jakobus 4 vers 8 sê, nader tot God en hy sal tot jou nader. Ek en jy moet weet, ons Vader sal ons nooit verlaat nie. Dis nie die pa wat vir die seun gesê het, weet jy, jy's 'n slegte seun, ek gaan jou van jou af weg nie. Die Here sal nooit by 'n punt kom dat hy sê, ek draai my rug op jou nie. Dis altyd ons wat die verkeerde keuse maak. Hoekom? Omdat ons nie genoeg kos het nie. Omdat ons verkeerde fokus het. Ons fokus is nie op 'n verhouding met ons pa nie. Ons fokus is op, ek soek. Gee my. En dan gaan ons weg van ons pa. Maar wat doen die pa? Daar's geen verwyte nie. Daar's geen aanklag nie. Soos in Romeine 8 vers 1. Ook as jy vanmôre hier sit en sê, ek moet eerlik wees, ek was 'n verlore seun. Ek het weggegaan, ek het my rug gedraai, ek sit met een voet in die wêreld en so partykeer dan gaan loer ek daar by my pa. So partykeer dan blaai ek hom so 'n bietjie rond in die Bybel, net om my gewete so 'n bietjie te sit. Maar wat is nie eintlik vir my 'n saak van erns nie. Die wêreld is vir my baie lekkerdig. As jy vanmôre so na jou lewe kyk en jy sien dit so, moet jy weet daar's geen verwyte by jou pa nie. Hierdie pa het nie een woord gesê van, hoekom het jy dit gedoen nie? En ek is so kwaad vir jou nie, en jy het my so teleeggestel nie. Romeine 8 vers 1 sê, daar's geen veroordeling vir die wie in Christus is nie. Daar staan nie, daar's geen veroordeling vir die wat 'n mooi heilige lewe het nie. Dis nie waar daar staan nie. Of die wat elke dag sy Bybel lees nie.
Daar's geen veroordeling vir die wie in Christus is nie. In Christus beteken, jy is glo in Jesus Christus, jou verlosser. Ek en jy moet weet, ons hemelse Pappa is nooit ooit vir ons kwaad nie. Maak nie saak hoe ver jy afgedwaal het nie. Hierdie pa hardloop na sy seun toe, en hulle sê in die Joodse tradisie, sal 'n pa sal nooit hardloop nie. 'n volwasse man hardloop net nie. En hierdie pa hardloop na sy seun toe, en hy kry sy seun jammer. Hoekom? Hoekom dink julle kry hy sy seun jammer? Definitief nie omdat hy nou so skuldig voel in slegte omstandighede was nie. Hy kry sy seun jammer omdat hy voel hy soos 'n slaaf. Hy's nie meer 'n seun nie. En hy omhels hom en hy soen hom, en ek het vir jou Spreuke 19 vers 12 hier ingesit. Baie interessante skrif. Daar staan, 'n koning se woede is soos die brul van 'n leeu. Nou julle weet ons het 2 konings. Hierdie koning wat hy hiervan praat, sy woede is soos die brul van 'n leeu, praat van Satan. Maar dan sê hy, maar 'n koning se goedgesindheid is soos dou op die gras. En dis ons hemelse koning. Hy het altyd 'n goeie gesindheid vir jou. Wat hy met jou praat, is dit nie soos die brul van 'n leeu nie, maar is soos dou op die gras, verfrissend. Dit bring lewe vir jou. Hoekom? As gevolg van sy ware liefde. Gaan lees maar 1 Johannes 3 vers 1, wat praat van sy ware opregte liefde vir sy kinders. Weet julle, besef julle dat hierdie pa het sy seun geken. Hy het sy seun se slegpunte geken, en hoe hy hom teleeggestel het hy van geweet. Hy het geweet van al die slegte goed wat hy gedoen het, hoe hy alles wat hy vir hom gegee het, loop vermors het. En hy het ook sy goeie punte van hom geweet. En weet julle wat, vir my sê dit net een ding. Want wat alles wat sleg is van jou weet, maar ook alles wat goed is van jou weet, en nog altyd lief is vir jou, hy het vir jou waarlik lief. Ons is so geneig om te sê, ek is net lief as jy goed is vir my, of as jy goeie goed doen. Maar wanneer die slegte goed inkom, dan beïnvloed dit bietjie hoe ek voel oor jou. En dis nie hoe ons hemelse Pappa is nie. Ons hemelse Pappa weet van al die slegte goed wat ons doen, maar sy liefde vir ons bly konstant. Want sy liefde is 'n onvoorwaardelike, ware liefde. Dit word nie beïnvloed deur die goeie of die slegte wat ons doen nie. Vers 21, die pa hoor die seun se skuldgevoelens, dat hy nie seun werd is nie. En weet julle, dit is onkunde, want Galasiërs 4, vers 5 tot 7 sê, dat as ons in Christus is, dan is ons sy kinders, en ons is nie meer 'n slaaf nie, en ons is sy erfgenames. Ek en jy moet dit weet. Ons moet dit weet, ons mag nooit hierdie sekuriteit wat ons het, om te weet ons is seun van hom, ons mag nooit dit verloor nie. Ons is sy kind, omdat oor dit wat Jesus gedoen het, ons hoef dit nie te kan verdien nie. Die pa se reaksie is, maak gou, hoekom? Want hy wil nie hê sy kind moet so onwaardig voel, soos 'n slaaf voel nie. Romeine 8 vers 15 en 17 sê weer dit vir ons. Hy sê, daai gees in ons roep uit, Abba Vader. En dit maak dat ons weet, ons is 'n kind van God. Ons is 'n seun van God. Wat moet die slawe bring om die herstel te kom bring vir die seun? Dis ook vir my en vir jou. Hy sê, kom bring klere. En dit is 'n simbool van identiteit, van wie jy is. Jy moet bekleed wees met iets. Slawe het sekere klere gedra, en kinders het ander klere gedra. En in die Bybel word hier gepraat van the best robe of honor. Sien julle, die waardigheid van hierdie verlore seun moet herstel word. Hy moet gehonor word met die klere waarmee hy aangetrek word. Romeine 13 vers 14 praat van, in Engels praat hulle van the armor of light.
Kolossense 3 vers 12 sê, beklee julle as uitverkorenes van God. Vers 14 sê, beklee julle met liefde. Dis ons identiteit. Beklee julle met Christus teenoor, beklee julle met die vlees. Jesaja 61 vers 10 praat in Engels van the garments of salvation. Met ander woorde, as iemand vir ons kyk, moet hulle sien, hierdie is 'n wedergebore kind wat gered is. Hulle praat van oorwinnaarsklere, as 'n bruid en 'n bruidegom. 'n Bruid lyk op haar beste die dag as sy trou. 'n Bruidegom lyk op sy beste die dag as hy trou. En dis waarmee die Here vir my en vir jou wil kom beklee. In Openbaring 19 vers 8 praat hulle van the robe of righteousness, as sy bruid. Die Amplified sê, dressed in fine linen, dazzling and white. En hierdie fine linen is the righteousness of the saints. Met ander woorde, weer eens, beklee met jou vryspraak, wie jy is in Christus. Ek en jy moet anders lyk as die wêreld. Ons is nie meer slawe van die wêreld nie. En daarom is ons anders aangetrek. So dis die een ding, hierdie klere is belangrik dat ons hemelse Pappa wil hê ek en jy moet anders lyk. En onthou, die Pa kom voorsien alles. Ek en jy hoef dit nie te verdien nie, hy kom voorsien dit aan ons, wanneer ons weer terug is by hom. Sonder aanklagte. Sonder om te sê, jy moet eers 'n bietjie wys of jy nou hierdie klere verdien. En dan ook 'n ring aan ons vingers, wat 'n simbool van liefde is. Man en vrou trou die dag, hulle kom sit daai ring om te sê, ons twee het 'n ewige liefde vir mekaar. Maar dis ook 'n simbool van mag en autoriteit om te kan heers. Daarom Efesiërs 3 vers 14 tot 20, wat heeltyd praat van, dat ons moet in die liefde gewortel wees, ons moet weet hoe wyd en hoe hoog en hoe diep en hoe ver sy liefde strek, dan het ons die volheid van God as ons sy liefde ken. Dan sê hy, dit maak ons innerlik sterk. Innerlik sterk om die vlees om te kan heers oor die vlees, om te kan versoekings weerstaan, sodat die volheid van God, wie God is, sigbaar kan word in ons lewens. Dis wat die ring aan ons vinger kom doen. Romeine 8 vers 31 tot 39 sê, dat deur sy liefde is ons meer as oorwinnaars, en niks kan ons skei van sy liefde nie. Ook al gaan dit baie sleg, ook al was daai seun in die vaghok geweet, het hy geweet, sy pa is nog altyd lief vir hom. Kyk byvoorbeeld vir Josef. Toe Josef in die tronk sit, toe ervaar hy God se liefde. En dit het gemaak dat die tronkbewaarder gesien het, maar hier is iets aan hierdie Josef wat anders is as aan die ander mense wat in die tronk is. As ek en jy bewus is en weet van ons hemelse Pappa se liefde, is ons anders. Ons tree anders op. En ons is meer as oorwinnaars, oorwinning oor ons sonde, oorwinning oor die wêreld en oorwinning oor Satan. 1 Johannes 2 vers 5 sê, wie sy woord egter gehoorsaam, in hom het die liefde van God sy doel bereik. Johannes 14 vers 21 sê, wie my opdragte het en dit uitvoer, dis hy wat my lief het. Vers 23 sê, as jy my lief het, sal jy my woorde ter harte neem. Jy sien, dis nog 'n ding wat hierdie simbool van liefde in ons lewens kom bring. Die Engels sê dit mooi in die Bible Dictionary, hy sê, love is the oil for obedience. Dit was vir my so pragtig. Hoe meer jy weet, hoe lief God vir jou het, hoe meer wil jy hom gehoorsaam. Dis iets wat outomaties gebeur. So kom vat vanoggend daai ring wat jou Pappa vir jou wil kom aansit en kom weet hoe lief hy vir jou het. Hy kom bemagtig jou met daai ring om te sê, weet jy wat, jy kan heers in jou lewe. Jy kan heers oor jou vlees, wat nie my wil doen nie. Maar as jy weet hoe lief ek vir jou het, dan wil jy my wil doen. Dis net iets wat gebeur, ons kan dit nie verstaan nie, ons kan dit nie verduidelik vir mekaar nie, maar dit is hoe dit werk.
Dis deur God so gemaak. Skoene aan sy voete. Weet julle dat 'n slaaf dra nooit skoene nie? Nooit mag 'n slaaf skoene gedra het nie. Hy kom sit dadelik skoene aan ons voete om wat te doen? Die simbool daarvan is om ons lewenspad te stap. Met wat? Efesiërs 6 vers 15 sê, hy sit skoene aan ons voete om die evangelie van vrede te verkondig. Weet julle wat doen dit as ek en jy in 'n verhouding met ons hemelse Pappa is en hy sit vir ons sy skoene aan? Dan loop ons lewenspad, waar ons ook al loop, praat ons oor Jesus. In elke geselskap, by jou werk, by die waar jy ook al is, in die winkel. Jy praat oor Jesus, want dis jou skoene wat jy stap. Dis die weerklink, Romeine 10, hoe lieflik klink die voetstappe van die wat die evangelie van God verkondig. Jou voetstappe klink na die woord. Hier kom die woord alweer. Elkeen van julle, wanneer julle in 'n vertrek inkom, moet die mense dink, ag, hier kom die ou dweper alweer aan. Al wat sy kan praat is woord. Halleluja! Wees bly as die mense dit van julle sê. Dan is julle presies waar die Here julle wil hê. En hy sê, bring die vetgemaakte kalf. Dis 'n simbool van feesvier. Man, ons drink nie meer melkkos. Ons loop nie meer met bottels rond nie. Ons eet steak. Vaste kos. Dis 'n lewe van dankie sê, van loof en prys vir die Here. Kan ons dink, ons hou vanaand 'n spitbraai. Ek vanaand vir elkeen van julle 'n spitbraai. Ek het 'n klein kalfie. Het ons vir hierdie spitbraai en ons sit hom op daai spitbraai. En ek sê vir julle, vanaand gaan ons fees vier. Weet julle, ons gaan op die ouend nie eers eet van daai vleisie, want ons gaan net om daai kalfie loop en net die Here loof van prys en jubel en juig. Omdat dit so gaan oor ons verhouding met hom en ons liefde vir hom. Want ons eet daai vaste kos. Dis wat ons vul. Johannes 4 vers 34, Hebreërs 5 vers 12 praat van hierdie vaste kos of melkkossies. Ek en jy eet nie meer melkkossies, ons eet vaste kos. Johannes 4 vers 34 sê, Jesus sê, my voedsel is om die wil van my Vader te doen. Mense, kom ons maak dit ons voedsel ook. Johannes 8, vers 28 en 29 sê hy die hele tyd, Jesus sê self, ek verkondig maar net wat ek by my Vader gehoor het. Of hy sê, ek doen net wat my Vader doen. Vers 38 sê hy, ek praat net wat ek by my Vader gesien doen het. Die teenoorgestel is wat die Fariseërs doen, wat Jesus vir hulle sê, julle doen net wat die duiwel, die Satan se wil is wat hy doen, want hy is julle Vader. As jy jou hemelse Vader goed ken, 'n verhouding met hom is, dan wil jy sy wil doen. Dan stel jy nie belang in wat die duiwel se wil is vir jou lewe nie. Openbaring 3 vers 19 tot 20 praat van dat, vers 19 sê, dat dit is hoe hy ons tugtig. Mense dink altyd tugtiging is straf. Tugtiging is nie straf nie. Dis to teach, to train the children, to educate them, met die woord. Want hy sê, vers 19 sê hy tugtig en leer ons, en dan sê hy, ek berei 'n tafel vir julle. Ek klop aan die deur, en as julle oopmaak, kom ek, en ek kom berei 'n tafel vir julle. En dit is wat gebeur het, glo ek, met hierdie verlore seun. Hy het daar gesit in die vagokke. En sy vader se tugtiging was om vir hom te sê, weet jy, ek klop aan jou deur. Dis hoekom hy tot inkeer gekom het. Hy het daai deur oopgemaak. Hy het teruggegaan na sy vader toe en hy het hierdie feesmaaltyd is vir hom berei. Dis sapper. Dis vleiskos. Dis die woord waarna hy 'n behoefte gehad het toe hy daar honger was vir die vagpele van die wêreld. Dis wat my en jou se lewe verander. Vers 24. Die seun was dood, hy was verlore. En ons weet, hy was nie ongelowig nie. Hy was nie 'n heiden nie.
Hy was 'n seun van sy pa, maar hy het 'n keuse gemaak om sy pa te verlaat. So my en jou bekering is om te sê, ek keer terug na my hemelse Papa toe, want ek het 'n behoefte aan 'n verhouding met hom. Ek het 'n behoefte om sy liefde in my lewe te ervaar. Ek het 'n behoefte om 'n vetgemaakte kalf by hom te hê en saam met hom fees te vier. Ek het 'n behoefte daaraan om te weet dat ek heers saam met hom, omdat hy vir my 'n ring aan my vinger gesit het. Hy het vir my skoene gegee om te loop. Ek is nie meer 'n slaaf wat kaalvoet moet loop nie. En ek is bekleed met Christus. Dis my identiteit. Ek voel nie meer onwaardig soos 'n slaaf nie. Ek weet nou, ek is 'n seun van my hemelse Papa, wat vir my lief het. En dan is ek nie meer verlore nie. Dan het ek die ewige lewe. Dan het ek terug die koninkrykslewe, wat nog altyd vir my bedoel was, as 'n kind van God. Anders so nie. Terwyl ek in die vagkok is, weggegaan het van my paad, dan mis ek uit op 'n ewige lewe. Ek mis uit op 'n koninkrykslewe. Dis vir my daar, maar ek is op verkeerde plek. Johannes 3 vers 16 sê, dis hoekom Jesus gekom het. God die Vader het die wêreld so lief gehad, dat hy Jesus sy seun gestuur het, sodat ons nie verlore moet gaan nie. Nie in die vagkok moet sit nie, maar die ewige lewe moet hê. En ewige lewe, Johannes 17 vers 3 sê, is om God die Vader en Jesus Christus te ken. Daai ken is die Griekse woord gnosko, wat beteken in 'n intieme verhouding met hom. Ons kan nie 'n verhouding met hom hê as ons in die wêreld rondploeter nie, mense. Ons het 'n verhouding met hom as ons heeldag saam met hom sit om die feesmaaltafel, in sy huis is, met hom praat, sy stem hoor, sy liefde beleef, sy omhelsing beleef. Romeine 8 vers 6 en 7 sê, as ons besig is met die dinge van die sondige natuur, dit loop uit op die dood, dis die vagkok lewe. Maar as ons besig is met die dinge van die gees, die woorddinge, Vader se liefde dinge, dit bring lewe, hierdie ewige lewe, hierdie koninkrykslewe en vrede. Die verlore seun het geen vrede daar in daai vagkok gehad nie. Ek en jy het vrede wanneer ons in ons hemelse Papa se huis is. 1 Korintiërs 6 vers 9 tot 10 en 9 en 10 en Galasiërs 5 vers 19 tot 21. Julle kan dit gaan lees by die huis. Dis alles wat sê, ons kan nie 'n koninkrykslewe hê as ons sekere lewenstyl het nie. Hy praat van om 'n dronkaard te wees, en 'n bedrieger te wees en 'n homoseksueel te wees. Ons kan nie 'n koninkrykslewe hê nie en die werke van die vlees, al ewig in twis, in rusie, in naaiwer en jaloesie, praat hy van in Galasiërs 5. Die werke van die vlees. Dit is nie die dinge wat tuis hoort in jou Vader se huis nie. Dis die dinge wat ek en jy doen en ervaar wanneer ons in die vagkokke is. Weg van ons hemelse Papa af. So hoe kom ek en jy tot bekering? Wat moes die verlore seun doen? Nie die verlore skaap nie en ook nie die muntstuk nie. Daar het die herder en die vrou hulle gaan soek. Maar hierdie verlore seun moes sy verkeerde gesindheid teenoor God erken. En dalk moet ek en jy ook vanmôre ons verkeerde gesindheid teenoor God erken. Wat was sy verkeerde gesindheid? Hy het gesê, gee my. Gee my geld wat ek nodig het. Ek is mos nou 'n kind van die Here. Maak my gesond asseblief. Sorg asseblief dat dit goed gaan met my besigheid. Dat ek nie my werk verloor nie. Gee my. Gee my al die seëninge. Ek wil 'n geseënde wees. Ek en jy moet sê, dis 'n verkeerde geseëndheid. Vir my, nommer 1 is, ek wil my hemelse Papa ken. As 'n Abba Vader. 'n Papa God. Weet julle, vir die wêreld is God. Maar vir ons is hy ons Papa. Want as ek en jy intimiteit met hom het, in 'n verhouding met hom is, dan sal ons by hom wil bly. En dan het ons nie 'n groter liefde of 'n behoefte
aan die wêreld en die wêreldse dinge nie. Dis wat 1 Johannes 2 vers 15 sê. Hy sê, as iemand die wêreld liefhet, is die Vader se liefde nie in hom nie. En weet julle wat, ek het al so baie keer gedink, dis ons jong mense se probleem. Dis regtig ons jong, nie, ek wil nie veroordeel nie, maar hoor my hart. Wanneer iemand so bewus is en so oortuig is van God wat vir my liefhet, dan wil ek by hom wees. Ek wil hom net beter leer ken. Ek wil in 'n verhouding met hom wees. Ek stel nie belang in hierdie goed wat my in elk geval nie vervulling kan gee nie. Want net daai wete van ek behoort aan hom. Hy behoort aan my. Hy's my pappa. En die Heilige Gees roep hier in my uit, Abba, Vader. Hoe meer jy bewus is van die Heilige Gees, hoe meer gaan jy hoor hoe hy roep, Abba, Vader. En wat sê Romeine 8 vers 15? Kom ek blaai so toe, dan lees ek vir jou. Ek wil graag vir jou hierdie Romeine 8 van vers 15 af lees. Hy sê, die Gees wat aan julle gegee is, maak julle nie tot slawe nie, en laat julle nie weer in vrees lewe nie. Want julle het die Gees ontvang, wat julle tot kinders van God maak, en wat ons tot God laat uitroep, Abba, dit beteken Vader. Hierdie Gees getuig saam met ons gees, dat ons kinders van God is, en omdat ons sy kinders is, ons is ook sy erfgename. Ons is erfgename van God, erfgename saam met Christus. Aangesien ons deel het aan sy lyding, aan die kruis, sal ons ook deel hê aan sy heerlikheid. Ek en jy is nie meer slawe nie. Wat doen 'n slaaf? 'n Slaaf het nog 'n liefde na die wêreldse goed, om te perform. Hy moet werk. Jy vind dalk jou genot in alkohol, of in geld, of in die wêreldse dinge, die mooi en die glamour van die wêreld. Wat het die duiwel gedoen toe hy Jesus kom versoek het? Hy sê, kyk na al die pragt van die wêreld. As jy dit wil hê, kom kniel voor my. Wil jy kom kniel voor die duiwel met sy pragt van die wêreld, of wil jy kom kniel voor jou hemelse pappa wat jou liefhet? Vrese. 2 Timoteus 1 vers 7 sê, die Gees van God, hierdie Heilige Gees in jou, het jou nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie. As jy weet van die Heilige Gees in jou, gaan jy geen vrese hê nie. 1 Johannes 4 vers 18 sê so mooi, die liefde van God, met ander woorde, hoe meer jy weet van sy liefde vir jou, dan verdwyn die vrese. Die liefde van God verdryf alle vrese. Dalk het jy met 'n vrees van verwerping. Jy het 'n sekere manier in 'n geselskap om tog net al die aandag van jou op jou te kry, want dit is 'n manier om te sê, weet jy eintlik, kyk tog net vir my, ek is so bang jy aanvaar my nie soos ek is nie. Of 'n vrees vir mislukking, dat die Here het al lankal vir jou gesê om uit te stap om iets te doen, maar jy is so bang jy misluk. Of jy sit met 'n vrees vir die dood of vir ongelukke. Of jy is vrees vir eensaam wees en nou doen jy allerhande goed om tog net mense om jou te hê. Of jy het vrees vir een of ander soort siekte, of jy het 'n vrees vir verandering. Vra vir die Here om jou so toe te vou met sy liefde, dat elkeen van hierdie vrese, daar's nog veel, jy weet wat se vrese jy het, dat elke ding waarvoor jy vrees en bang is, ook al is dit 'n spinnekop, dat hy vrese sal verdwyn. Gaan lees weer vir geslag Psalm 91. Weet jy, die peste kan maar om jou wees, die bomme kan maar om jou val, maar dit sal nie vir jou tref nie. Die liefde en die goedheid en die genade van jou hemelse Vader sal vir jou tot bekering bring. Romeine 2 vers 4, een van die verse waarmee ons begin het. Ken jy dan nie jou God, sy liefde en sy goedheid en genade nie? Dit sal vir jou nuwe sin in die lewe gee, 'n nuwe manier van dink. Dit
Hierdie hele storie van jou hemelse Pa, wat hy gedoen het vir hierdie verlore seun, is dieselfde wat hy vir my en vir jou wil doen. Dit openbaar sy liefde, sy omgee. Hoe bly hy is, dat jy net weer teruggekom het, dat jy net weer nuwe denke gekry het om te sê, my Papa God, ek stel nie belang in die wêreld en die wêreldse dinge nie. Ek stel belang om in 'n intieme verhouding met my hemelse Papa te wees. So ek wil net gou weer opsom. Wat is die eerste bekering van die verlore skaap en hoe hy teruggekom het? Dat ek en jy van vandag af gaan dink, ek wil net by my herder wees en my herder volg. Ek wil nie mense volg nie, ek wil nie myself volg, my eie wil doen nie. Ek wil 'n herder hê wat ek volg. Ek wil my herder se stem ken. Ek wil weet, ek wil heeldag versorg word en in die herder se teenwoordigheid wees, want ek vertrou hom. Hy vat my na groen weivelde toe. Hy gee vir my alles wat ek nodig het vir my versorging en vir my hele bestaan. Hy gee vir my 'n rusplek. Hy is my tuiste. Hy is my beskerming, my herder. Kyk goed na my as sy skaap. Dit is die bekering oor die verlore skaap. Die verlore muntstuk sê, ek weet hoe waardevol ek is vir die Heilige Gees. Ek is beskikbaar in sy diens. Sy liefde rus my toe. Die feit dat hy vir my sê, jy is my geliefde seun, jy is my geliefde dogter, dit sê vir my hoe kosbaar ek is in sy oë, hoe waardevol ek is, en hoe hy my kom toerus, dat ek ook kan uitgaan om vir siek mense te bid, dat ek vir enige iemand kan gaan versorg met sy liefde, met sy blye boodskap, vir die wat hartseer is, vir die wat in 'n dwelmverslawing is, vir die wat in drank verslaaf is, wat hulle ook al aan verslaaf is, wat in gevangenskappe is. Ek wil hulle die evangelie kom verkondig, dat hulle kan vrykom. Die feit dat ek waardig genoeg is in my Papa God se oë, maak dat ek waardig genoeg is om soos 'n muntstuk deur hom gebruik te word. Die derde bekering is dat ek en jy van vandag af moet dink. Die nommer 1 ding wat ek soek in hierdie lewe is 'n verhouding met my hemelse Papa. Ek glo dit was vir julle 'n anderste bekeringsboodskap. Mag dit vir julle iets beteken, en dat elkeen van ons nie meer gaan afdwaal van ons herder af nie, nie meer gaan wil wegraak in die huis nie, en nie meer gaan ons rug draai op ons hemelse Papa nie. Seën vir julle. Kom ons sluit af. Hemelse Vader, ons hemelse Papa, dankie Jesus vir wie U is in elkeen van ons lewe. Dankie Heilige Gees dat U in ons woon. Dat U vir ons bekragtig en toerus. Dat ons vanmôre hier kan staan en kan weet, elkeen van ons is waardevol in U oë. U wil nie net vir ons nie net hê dat ons as 'n muntstuk gebruik moet word nie, maar U wil ons as 'n herder oppas en versorg. U wil ons as 'n hemelse Papa in U huis hê, in U teenwoordigheid hê, dat U ons kan toevou met U liefde, dat ons elke dag in 'n verhouding met U kan wees. U liefde kan ken. Here, ek bid dat elke boetie en elke sussie wat hier sit vanoggend, die waarheid van hierdie boodskap in hulle harte sal dra. En dat dit vir hulle nie sal laat dink oor waarom ons hier op die aarde is. Here, ek kom seën vanmôre elkeen met geestelike rykdom, met die krag van die Heilige Gees, met die wêreld as besitting, met 'n koninkrykslewe en met al die seëninge wat in die woord vir ons beskikbaar is. Ek kom seën elkeen vanoggend met goeie gesondheid. Here, ek bid dat die naam van Jesus elke siek liggaam nou sal kom aanraak en sal kom genees in Jesus naam. Ek bid Here vir enige persoon wat onvervuld en
gefrustreerd hier ingekom het nou, dat die vrede van God elkeen sal kom vul. En Here, dat daar 'n rustigheid in ons binneste sal kom. En ek wil bid, Here, dat elkeen van ons nou toegevou word met u liefdesarms. Dat ons u teenwoordigheid sal beleef, u stem sal hoor, u nabyheid, u aanraking sal aanvoel. Omdat ons weet, u is ons hemelse Papa, wat vir ons wag. U wil ons omhels, u wil ons soen, u wil ons teen u lyf vasdruk, en u wil sê, welkom tuis my kind. En dankie Here, dat ons vanoggend kan sê, ons verlang daarna, om in so 'n verhouding met u te wees. Amen.